Goeiemôre vriende. Baie welkom vanoggend hier in die kerkgebou, in die Here se huis, die gemeentesentrum. Wie waar Sondag bymekaar kom om saam die Here te aanbid en dis 'n reuse voorreg om hier saam te wees. Dis die begin van die nuwe kwartaal en is altyd lekker om dan weer almal te sien wat terug is na die vakansie en besoekers te sien en almal wat hier is. Om Dirk wat van Gansbaai af bietjie kuier vir 2 weke, sy ander besoekers is baie welkom vir elkeen, ons eie lidmate, jong ouers, almal. Dit is so 'n reuse voorreg om vanoggend hier te kan saam wees en my gebed is dat die Here vanoggend regtig verheerlik sal word deur ons saam wees. En ons is so by 'n punt in die gemeente wat ons sommer net baie dink aan wat is die pad vorentoe. Ons in die afgelope tyd het ons Donderdag het ons onderhoude gehad met 5 kandidate en ons het weer 2 van hulle uitgekies om volgende week, nie komende week, die week daarna in persoon onderhoude met hulle te voer en dan daarna sal die kerkraad vergader en 'n beroep uitbring en hopelik sal die nuwe leraar hier wees teen die einde van die jaar of so, of begin volgende jaar. Ons is baie opgewonde, maar baie welkom vir elkeen. Ek het so baie gesigte vanoggend al gesien wat ek nou lanklaas gesien het en dis altyd so lekker. Mens kom vir verskillende redes kerk toe. Mens kom om die Here se woord te hoor, mens kom om saam te wees, ons kom om te sing, ons kom vir verskillende redes, maar een daarvan is om ook mekaar te sien. En wat 'n voorreg. Kom ons kyk net so 'n bietjie rondom ons en dan sê ons net welkom en hallo vir die mense hier langs ons. Nou vriende, net 'n paar reëlingkies terwyl ons so besig is met die afkondigings. Klompie reëlings net. Ons gaan hierdie week weer begin, of ons gaan in die volgende kwartaal nou, is ons besig met 'n reeks oor disippelskap. En dis ons tema is volg my en iemand het gesê dis die belangrikste ding wat jy in jou lewe kan doen. Dis die belangrikste keuse wat jy kan maak is om Jesus te volg. En in die volgende weke gaan ek en Dominee Anton en Dominee Michiel gaan ons absoluut hier by stil staan. In die aand by Tentrix gaan Anton daarby stil staan. En ons gaan regtig bietjie diep nadink oor disippelskap. Ons het so 'n tyd gelede het ons onsself bietjie afgesonder. Ons het heerlik by 'n plekkie aan die ander kant Caledon gaan sit en stil geword en ons het klomp materiaal saamgevat en regtig net gaan dink oor wat is disippelskap en wat dit beteken om die Here te volg. Ons nooi vir julle uit om hierdie pad saam met ons te loop. En dan is daar van komende donderdag af begin ons weer met 'n nuwe Bybelskool. Ons doen elke jaar 'n Bybelskool in die 3de kwartaal. En ons het laas jaar die 12 disippels van Jesus gedoen. Ek het onlangs 'n boek gelees wat gaan oor die 5de evangelie, wat gaan oor die landskap vertel 'n storie en ons gaan 'n Bybelskool doen waar ons eintlik die Bybelstorie vanuit die landskap van Israel gaan vertel. Ons begin donderdag. Die kwartaal is so 8 weke lank, maar ons kom 6 weke bymekaar, so daar gaan 6 temas wees en ons gaan kyk na wat is die landskap en die simboliek van die landskap as jy Matteus, Markus, Lukas en Johannes lees. En julle is almal baie welkom, uitdeelstukke by die deure. Dan is ons wynproe weer op pad, dis baie binnekort, op die 20ste Augustus, en daar's nog kaartjies beskikbaar. En vriende, ek het vir julle laas jaar gesê dat ek het nooit wynproes bygewoon in Potchefstroom nie, want ek het altyd gedink, ek drink tog nou nie so baie wyn nie, en ek gaan ook nou nie hierdie baie geld betaal vir wyne alles nie. En ek moet vir julle eerlik sê, toe ek dit begin bywoon hier, so dis vir my so 'n heerlike aand. Dit is soos 'n groot diner waarin jy gaan, trek mooi aan en jy eet lekker fine dining, wonderlike lekker kos, heerlike geselskap om die tafel. En selfs die lotery van die wyn is eintlik so mooi en dis eintlik 'n klomp mense wat eintlik klomp geld gee en baie keer is die wyn nie noodwendig dit werd nie, maar hulle gee dit eintlik vir die gemeente. En dis sommer net 'n heerlike aand. As jy 'n kaartjie wil koop, dis by die kantoor beskikbaar. Daar is nog baie kaartjies. Dan is daar 'n demensie inligtingspraatjie. Julle sal sien op die 5de Augustus 10:00 die oggend kom hier iemand praat oor die regsaspekte en goed van demensie. Ook kyk daar's so 'n volledige ding op die kennisgewingborde ook. Dit was nie hardloop, dit sal volgende week weer nie hardloop wees. En as jy iemand ken of jy wil meer weet van dit, kom woon dit asseblief by. Jy is baie welkom. En dan 2 laaste afkondigings net. Ons is besig om 'n huweliksverrykingsseminar te reël. Nou baie keer as mense daai woord hoor, dan dink hulle, o nee, ek het nie probleme nie, ek wil nie gaan nie.
Maar 'n huweliksverrykingsseminar beteken ons wil iets reël sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. En as ons wil nou nog een paartjie hê wat 'n passie het hiervoor, wat vir ons wil help om dit te reël. En as jy voel, hoorie, ek en my man of ek en my vrou ons wil help reël aan so 'n seminaar en ons te passie hiervoor, kontak ons asseblief, of vir Chris Welman, hy sit ook hierso, en Daniëlle gaan betrokke wees en so. Kontak een van ons en sê net, hier is ek wil graag deelneem. Dan wil ek sommer vanoggend so in die begin van die nuwe kwartaal sê, dat as jy voel die Here roep jou vir 'n bediening, moenie huiwer om aan te meld nie. Ek gebruik sommer die musiek as voorbeeld. Geen bediening in die gemeente is vol nie. 'n Bediening is altyd 'n oop bediening. As jy dink, maar hoorie, ek wil ook graag deel van die musiekbediening wees, kom na Lucinda toe en kom sê, hoorie, ek sal baie graag wil deel word en ons begin daai pad loop. Of as jy voel ek wil deel van die sopprojek wees, of ek wil deel wees van hierdie uitreikbediening of wat ook al, kom sê asseblief, ek wil baie graag dit doen. En baie keer, dit help ons so baie as mense aanmeld en eintlik kom en sê, maar dis iets wat die Here op my hart gelê het om te doen. En dan het 'n laaste afkondiging, daar's boepensbroodjies na kerk by die dienssentrum. Hulle is nou besig om te bak, die besoekers en die nuwe intrekkers, dit is nou jaffles, is die ou woord. Hier in die gemeente moes ek ook gewoond geraak het aan die boepensbroodjie. Ek vra toe net nou vir François, maar kan mens die woord boepens in die kerk sê? In 'n geval, as boepensbroodjies, jy gee donasie, so jy kan hom verniet ook vat, maar as jy wil R10 gee of R20 gee of R50 gee, iemand, net nou kom wys Andries vir my, iemand het vir hulle sommer R5000 in betaling, sê ek wil dit gee, want 'n groot deel van die inkomste gaan vir die nagskuiling gaan. So gaan ondersteun asseblief, daar gaan ook koffie en tee wees na kerk, waar ons lekker kan saamkuier. Vriende, en dan vanoggend as ek hierdie kers aansteek, dan wil ek sommer net hierdie woorde van hierdie lied lees vanoggend, terwyl ek hierdie liggie aansteek, wat sê, U is die lig wat deur die donker skyn, U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, Here, dryf die donker uit, skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U al die eer. Vriende, wat 'n voorreg om vanoggend in die Here se naam hier saam te wees. Ons het vanoggend ook besoekers by ons het die koor van Hostin, vir julle sê baie welkom, en ons sal sommer direk vir julle kans gee. Hulle gaan vir ons 2 liedere sing, een se naam is, ek hoop ek het dit reg, maar dis Woes raas die meer, woes, en dan die ander een is Daddy, my Daddy. As hy baie dankie vir julle. Terwyl hulle vorentoe kom, ons stap 'n mooi pad saam met Hostin gemeente in Mount Pleasant. Ek het laas jaar kerkraad bevestig daar en sommer so lekker om regtig op boeties en sissies te wees in die Here. So bly as jy naby die mikrofoon staan en sing, dan kan ons so ietsie daarvan opvang. As jy so dalk so halfmaan sal staan om dit, daar's hy. Oh
Daddy, my daddy, teach me how to pray. One night, a sleepy little boy yells beside my bed. He looked into my eyes, and this is what he said. Ooh, ooh, ooh. I would like to thank God for you, but I don't know what to say. So, Daddy, please teach me how to pray. Thou hast lost me last today. A friend new kite shows me how to fly. So, Daddy, please teach me how to pray. Daddy, my daddy, teach me how to pray. I had to turn to leave his room. He began to cry. I didn't want my boy to know, so did I. His best power has forsaken it. But what was there to say? Because Daddy, his daddy, has forgotten how to pray. Daddy, my daddy, teach me how to pray. Daddy, my daddy, teach me how to pray. Thank you. Baie dankie vir Austin se koor. Dit is so voorreg om julle by ons te hê en ons hoop julle kuier lekker by ons. Vriende, dis 'n voorreg om hier saam te wees en ons gaan lekker saam sing. Ek wil vir julle lees wat het een van die ouens wat 'n Bybel geskryf het, William Tyndale. Julle het seker al gehoor van die Tyndale Bybel. In 1525 het hy voor in hierdie Bybel het hy 'n definisie gesit vir wat die woordjie evangelie beteken. Toe skryf hy evangelie beteken goeie, gelukkige, blye en vreugdevolle nuus wat 'n mens se hart bly maak en jou laat sing, lag, dans en spring van vreugde.
Is dit nie mooi nie? Vriende, dis die evangelie, dis wat dit aan ons behoort te doen. Die goeie nuus dat Jesus gekom het, behoort ons te laat sing, spring, dans van vreugde. Kom ons staan en ons sing vanoggend 2 liedere, sommer uit ons hart uit waar ons vir die Here sommer kom groot maak en ons sing die heel beste rede en dan daai mooi lied van U is waardig, U is waardig. Kom ons staan en daarna kan U weer sit. Vriende, dit was so mooi. Ek wens julle kan hoor hier van voor af hoe mooi klink dit as so baie mense vir die Here sê, U is waardig. Kom ons dien die Here met ons dankoffers en ons sê vir hom dankie vir alles wat hy vir ons doen. Terwyl ons besig is, kan die rooi trein kinders, julle kan slank lekker hier voorkom sit en ons dien die Here met ons dankoffers.
Ja, goeiemôre maatjies. Welkom, welkom. Ek's bly julle is terug na die vakansie. Hoop is julle lekker. Was julle die week weer skool toe gewees? Weer aan die gang. Nie altyd so lekker nie, né? Vroeg op te staan in die winter. Maar welkom. Julle sal nie glo nie. Ek wil vir julle 'n videoetjie wys, maar voor ek dit wys, wil ek vir julle vra, raai wat het ek en Dominee Anton en Dominee Michiel in die vakansie gedoen? Wat sal julle raai wat ons gedoen? Wat dink julle wat het ons gedoen? Boepensbroodjies gemaak? Ja. Sê weer? Visvang? Hy sê visvang? Het ek net by die huis gebly? Net by die huis gebly? En jy sê, wat het ons gedoen? Geslaap. Ja, ons het al hierdie goed gedoen. Nou het julle baie planne. Sê gou julle twee? Het julle gaan ijskaats? Dis baie lekker. Bybel gelees, ons het Bybel ook gelees. Ja, ons het, kyk wat het ons het gedoen, ons het gaan visvang, ek en Dominee Michiel, Dominee Anton, kyk gou hierdie videoetjie, wat Dominee Michiel 'n vis uittrek, kyk hom. Kyk daar kom hy vis nou uit, daar gaan Dominee Anton die vis nou skep, né? Kyk, wat katrol Dominee Michiel hom in. Daai vis is seker 4 voet lank, julle. En daar kom hy in, hè? En daar het ons 'n vis gevang. En ons het daai dag 'n paar visse gevang, hoor. Nou ek wil vir julle ietsie vertel nou dat dis wat Jesus se disippels gedoen het. Nou hulle het vis gevang. Dis hulle werk gewees. Hulle het elke dag het hulle met die bote uitgegaan, nie met visstokke nie, maar met nette, en hulle het visse gevang. Dit was hulle werk. En hulle het die visse verkoop en met daai geld het hulle gelewe. En toe op 'n dag toe kom Jesus daar by die meer waar hulle besig is om vis te vang en hy sê nee, hy sê ek wil julle beter gebruik. Hy sê kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Hy sê as julle agter my aankom, gaan julle nie meer net visse vang nie, julle gaan mense vang. Nou maatjies, weet julle wat? Ons is ook vissers van mense. En wat beteken dit om mense te vang? As ons vandag sê ons vang mense vir die Here, wat doen ons? Hoe vang mens mense vir die Here? Ja? Jy laat hulle in God glo. Hoe dink jy, hoe kry mens dit reg? Ja, pragtig, as jy vir hulle meer oor God vertel, ja, wat nog? Wat kan ons nog doen om mense te vang vir die Here? Ons kan vir hulle Bybel lees, ons kan self Bybel lees, ons kan vir hulle Bybel. Ja, weet julle hoe vang ons mense vir die Here? Ons leef vir die Here, ons loop elke dag saam met die Here, en as hulle sien, nou, hoe lyk ons mense wat saam met die Here loop, dan sê hulle, ons wil saam met julle loop. Dis hoe ons mense vir die Here vang. En dis waarvoor die Here ons roep. Elkeen van julle is ook vissers van mense. Ons vang vis. Ons gaan 'n liedjie sing, Dominee Anton en Michiel gaan my help, hulle het die visstokke gebring. Ek wou vir julle elkeen 'n visstok bring, maar ons steek mekaar se oë uit. So ons gaan hier is die stokke. Kom ons staan. Groot mense, julle kan bly sit dat julle hulle kan sien en ons gaan sing visvang vir Jesus, nou visvang vir Jesus, visvang vir Jesus. Ken jy dit? Visvang vir Jesus elke dag met die Bybel in my hand en die Here aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. En pappas en mammas, oupas en oumas, julle sing dit saam met ons, né? Visvang vir julle. Onthou dit nog goed. Hier gaan ons, kom ons sing dit lekker saam. Staan julle. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand en die Here aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand en die Here aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand en die Here aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Visvang vir Jesus elke dag. Kom ons maak oogies toe, ons vra vir die Here dat hy vir ons vissers van mense maak.
Here, ons staan vanoggend saam met hierdie maatjies en ons weet U roep ons elkeen om vissers van mense te wees. Ons vra dat U vir ons sal help om U vissers te wees by die skool, by die huis en in die dorp en al die plekke waar ons kom, dat ons vissers van mense sal wees. Help U vir ons in Jesus se naam. Amen. Hassai, baie dankie. Dankie vir ons vissermanne ook. Julle kan na die Rooiklein klassies toe gaan, hoor. Heerlik is
Johannes skryf vir ons in Openbaring 4, in die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë van die voorkant en die agterkant. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu, die tweede lewende wese soos 'n kalf, die derde lewende wese het 'n gesig soos die van 'n mens, en die vierde lewende wese lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke, wat reg rondom en aan die binnekant vol oë is. Sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag, heilig, heilig, heilig. Heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. O Here, as ons vanoggend stil word en in ons gedagtes het ons 'n prentjie van die groot troon met die lewende wesens om die troon wat buig en uitroep, heilig, heilig is die Here, dan kan ons as gemeente nie vanoggend anders nie as om ook vanoggend te buig en te sê, heilig is die Here. Here, as die miljoene engele in die hemel en al die lewende wesens sien hoe groot U is, dan besef ons wat eendag vir ons wag wanneer ons U self gaan sien en wat ons dan gaan raak sien. Dankie dat ons hier in U teenwoordigheid mag kom, onheilige mense voor 'n heilige God, maar mense wat deur God heilig verklaar word, heiliges genoem word, omdat Jesus vir ons gesterf het. Ons is afgesonder vir U. Ons is besig om gevorm te word na die beeld van U seun. En ons dankie vandag vir hierdie voorreg, om vandag te weet dat U besig is om vir ons te vorm, sodat elkeen van ons en ons almal saam eendag voor U kan staan, heilig en onberispelik. Here, dankie vir die voorreg van saam wees. Ons bid vir ons kinders wat nou na die kinderklasse toe is. Ons bid, Here, dat hulle vir U sal ontmoet daar. Dankie vir al die ooms en tannies wat hulle leer.
Ons bid vir die kapeldiens wat besig is, Here, en ons bid vir Willem wat dit lei, ons bid dat elkeen daar U sal ontmoet. Ons bid vir ons elkeen hier, dat ons vanoggend in die teenwoordigheid van die lewende God aangeraak sal word. Ons bid dat die Gees, U Heilige Gees, in elkeen van ons harte sal beweeg, met ons sal praat, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees vanoggend saam uit 'n stukkie wat ons almal baie goed ken, en dit is die gedeelte in Matteus 28. Nou dit staan baie bekend, ons almal ken dit as die groot opdrag, en ek dink as daar nou 'n stukkie in die Bybel is saam Psalm 23 wat almal waarskynlik ken, dan is dit hierdie gedeelte, maar ek wil dit tog vanoggend vir ons weer lees voordat ons daaroor gaan praat oor wat dit beteken om 'n disipel te wees. Jesus se laaste opdrag, Matteus 28 vers 16. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Is dit nie mooi nie? Hy het vir hulle gesê, hulle moet na 'n sekere berg toe gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Ons lees tot sover, wat 'n mooi gedeelte vanoggend om oor te gesels. Vriende, ons is in die volgende weke is ons nou besig met die tema van disipelskap, en ons gaan vanoggend is 'n inleiding daartoe. Ons wil vanoggend nie al die inligting weggee nie, ons wil eintlik 'n inleiding hê en vir julle sommer lus maak om te sê, kom ons leer in hierdie kwartaal by die Here oor disipelskap. As ons die agtergrond van hierdie gedeelte moet gee, dan moet ek sê dat toe Jesus se bediening begin het, het hy 12 disippels geroep. Daai woord disipel kan ook vertaal word met 'n volgeling, met 'n volger, met 'n leerling. Daai woordjie beteken baie dinge. In ons Bybels is dit vertaal as disipel, die Griekse woordjie is mathetes. En Jesus roep 12 mense om sy mathetes, sy disipels, sy volgelinge hier op die aarde te wees. En hy sê vir hulle, volg my. Nou dit was niks niets gewees nie. Die rabbies in daai tyd het almal volgers gehad. So dit wat Jesus gedoen het, was nie uniek nie. Al die rabbies wat besig was om mense te leer, het ook disippels geroep, volgers geroep om agter hulle aan te gaan. Maar ons lees van Jesus se disippels hierdie interessante ding, dat hy vir hulle sê, volg my. En hulle los alles net so en hulle begin vir Jesus te volg. Petrus en Andreas is besig om vis te vang en hulle los alles net so en volg vir Jesus. Johannes en Jakobus is besig om vis te vang, hulle los alles net so en hulle volg vir Jesus. Levi is 'n tollenaar, hy los sy tolhuis en hy volg vir Jesus. Die van julle wat The Chosen kyk, sal so mooi hierdie prentjie kry van hoe dat mense letterlik alles los en vir 3 jaar dag en nag agter Jesus aanloop. Nou as ons hierdie gedeelte lees, is dit 3 jaar later. Hulle het nou vir 3 jaar het hulle agter Jesus aangeloop. Hulle was nou sy mathetes, sy disippels gewees, sy volgelinge vir 3 jaar, dag en nag. Hy het hulle daar bo in Galilea geroep en mettertyd het hulle afgekom hier na Jerusalem toe en hier in Jerusalem het hy gesterf en hy het opgestaan en nou gaan hulle weer terug na Galilea toe. En hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, vind daar bo in Galilea plaas, reg langs die meer van Galilea. 3 jaar terug het hy hulle geroep as disippels en nou hier in hierdie gedeelte stuur hy hulle sodat hulle self ook disippels moet gaan maak. Dit is so mooi dat as Matteus sy brief begin skryf, sy evangelie, dan sê hy in die begin van die evangelie, dan sê hy sy naam is Immanuel, God by ons. En as ons in die laaste hoofstuk kom, dan stuur Jesus hulle uit en hy sê, ek is by julle. Ek is nog steeds Immanuel by julle tot aan die volëinde van die tyd. Hier in die begin roep hy hulle as disippels, nou stuur hy vir hulle uit en hy sê, nou is dit julle beurt, dit wat ek vir julle geleer het, moet julle nou weer vir ander mense gaan leer en vir hulle disippels maak. En nou kom hierdie groot opdrag van gaan en maak disippels. Nou, dis interessant dat die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, al 4 van hulle bevat 'n groot opdrag van Jesus, maar in elkeen van hulle lyk hierdie opdrag anders.
As jy Markus lees, dan sê Markus, hulle moet gaan in die evangelie verkondig en hulle moet siekes gesond maak en daar's daai mooi stuk, hulle sal op skorpioene goed trap, dit sal hulle niks doen nie. As jy Lukas lees, dan sê hy eintlik in die begin van Handelinge, in sy tweede boek sê hy, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en uithoeke van die aarde. Johannes doen dit anders, né? Johannes sê, pas my skape op, laat my lammers wei. Dis hoe die opdrag in Johannes lyk. Maar Matteus doen 'n baie interessante ding. Matteus is die enigste een wat in hierdie einde van sy boek die woord disipel gebruik. Wat hy sê, Jesus se opdrag was, gaan maak disippels van al die nasies. Ek stuur julle, maak disippels. Nou vriende, ons probleem is dat ons kan nie soos die disippels van daai tyd fisies agter Jesus aanloop nie. Partykeer as ek as ek dit lees, dan is ek so 'n bietjie jaloers op die disippels wat vir 3 jaar dag en nag saam met Jesus kon loop. Hulle kan letterlik aan hom vat. Hulle sit daar waar hy elke gelykenis vertel, dit wat ons 2000 jaar net lees later. Hulle sit daar, hulle sien elke wonderwerk wat hy doen hier reg voor hulle oë gebeur. En disippelskap vir hulle het beteken om dag en nag vir 3 jaar saam met Jesus te loop en alles te beleef wat hy in sy hele bediening op aarde kom doen het. Maar die vraag is vir ons wat nou 2000 jaar later leef, wat beteken disippelskap vandag? Wat beteken dit as ons vandag vir mekaar sê ons moet disippels van Jesus Christus wees? Wat is 'n disipel in vandag se tyd wanneer Jesus nie letterlik op die aarde is nie? Want ons moet dit eerlik wees, dis vandag anders as toe. Jesus is nie fisies hier by ons nie. En vriende, die probleem is, ons kan nie disippels maak as ons self nie eens weet wat is disippels nie. En daarom is dit so belangrik dat ons moet sê vir mekaar, wat is 'n disipel? Ek onthou toe ek so 'n klein seentjie was, mens lag mos vir alles as jy klein is. Julle weet ons grappies vir laerskoolkinders lyk anders as vir hoërskoolkinders. Maar ek onthou daai tyd, ek het so 'n grappie boekie gehad wat ek die grappies wat in die huisnoot was so ingeplak het. Want ek wou altyd so by 'n plek kom 'n paar grappies dan geken het. Maar in elk geval, en ek sal nooit vergeet daar was die storie van die ou wat so op die hoek van die straat staan en hy in heeltyd dan gryp hy so in die lug. En iemand kom verby en sê vir hom, "Maar wat doen jy?" En hierdie ou sê, "Ek vang gwaffies." En die ou staan so en kyk en hy sê, "Wat is 'n gwaffie?" En hierdie ou antwoord, hy sê, "Ek weet nie, ek het nog nie een gevang nie." Nou baie keer praat ons oor goeters in die Bybel en ons sê, "Gaan maak disippels." Maar partykeer weet ons nie wat 'n disipel nie. Hoe maak ek disippels as ek self nie weet wat is 'n disipel nie? Hoe wees ek 'n disipel as ek nie weet wat is 'n disipel nie? Is 'n disipel net iemand wat disipels maak? As jy met ander woorde, al wat 'n disipel doen is hy maak disipels, dan vra jy maar wat is daai disipels wat jy maak? Dan moet daai ou wat jy 'n disipel maak, moet tog iets word om 'n disipel te wees. Of is iemand wat Bybel lees 'n disipel? Is iemand wat die Bybel uit sy kop uit ken 'n disipel? Is iemand wat elke Sondag kerk toe kom 'n disipel? Wat presies is 'n disipel van Jesus Christus? Dit is belangrik om altyd na die agtergrond te kyk van so 'n stukkie. Jesus het opgestaan uit die dood uit, né? Nou kom die vroue daar by die graf en nou sê hy vir Maria Magdalena, hy sê gaan sê vir my broers ek leef. En sê hulle moet na Galilea toe gaan daar bo, né? Jerusalem is hier onder. Hy sê vir hulle moet daar na boontoe gaan. Waar ek 'n afspraak met hulle het om hulle te kry. Hulle het geweet wat 'n berg is dit wat Jesus van praat. En nou gaan hulle terug van Jerusalem af na Galilea toe om vir Jesus daar gaan te ontmoet. En dis nou waar ons lees dat Jesus en sy disippels saam op die berg is. Daar staan in vers 16 die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. 'n Sekere berg. Ons weet nie presies waar daai berg is en wat daai berg is nie, maar heel waarskynlik was dit die berg wat julle hier sien. Dis die hoogste berg langs die meer van Galilea. Sy naam is Berg Arbel in Galilea. Die mense wat daar was sê as jy op hierdie berg staan en jy kyk noord, dan kyk jy tot by die berg Libanon, letterlik waar Libanon aan die bokant lê, Berg Hermon. Jy sien dit van daar af. Kyk jy na die weste toe, dan sien jy die asfalt en goeters, en jy sien Sirië en jy sien Jordanië en alles. Kyk jy suid, dan sien jy die Jesreel vlakte, né? En as jy na die ooste toe kyk, dan kan jy letterlik die verse klein plekkies by die see by die Middellandse See sien. So as jy op hierdie groot berg staan, kan jy amper die hele wêreld van daai tyd eintlik sien. En dalk was dit die berg waar Jesus gegaan het. Ons weet nie, want dit staan nie vir ons nie. Waarskynlik was dit hier.
Maar wat belangrik is dat Jesus na 'n berg toe gaan, want in Matteus is berge baie belangrik. Die saligsprekinge vind op die berg plaas, die verheerliking is op die berg, né? Jesus stuur sy disippels uit op die berg. En so speel die berg 'n belangrike rol, want die berg is die plek waar God praat. Letterlik net soos in Sinaï. As Jesus belangrike dinge doen, dan staan hy op die berg om te sê, ek praat soos wat God in die Ou Testament gepraat het in Eksodus 20. Nou staan hy hier op hierdie berg en hy sê vir sy disippels, ek stuur julle uit na hierdie hele wêreld wat julle kan sien. Dis baie interessant dat hier's 4 woordjies wat oor en oor voorkom, of 'n woordjie wat 4 keer voorkom. Daar staan, aan my is alle mag gegee. Die Griekse woordjie is panta, né? Aan my is panta, alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na panta, al die nasies toe. Maak jy mense my disippels. Leer hulle om alles te onderhou, panta, wat ek julle beveel het. En onthou, ek is met julle al die dae, panta dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Dis asof Jesus hier by die berg staan en vir sy disippels net sê, ek het alle mag. Ek het opgestaan uit die dood. Wie hier voor julle staan is die lewende Here. En ek stuur julle nou na hierdie hele wêreld wat julle kan sien, oor al hierdie grense heen. Is dit nie ironies nie, dat in die begin met sy versoeking, het Satan in een van die versoekings vat Satan hom na 'n hoë berg toe en Satan sê vir hom, sien jy al hierdie koninkryke? As jy neerval en my aanbid, dan gee ek dit vir jou. Dan sê Jesus, gaan weg Satan. Ek soek nie die koninkryke wat jy vir my gee nie. Dan gaan hy deur hierdie hele sterwensproses en hy sterf en hy moet opstaan. En nou staan hy, die lewende Here, op hierdie berg. En hy sê vir sy disippels, gaan nou na al die nasies toe. Dis die manier hoe ons dit gaan doen. Dis hoe ons vir die wêreld gaan vertel van dit wat gebeur het. Vriende, wat is 'n disipel? Want dis die groot ding, is waarmee ons hierdie kwartaal gaan besig wees. Jesus stuur hulle om disippels te maak. Nou daai tyd het daar 2 wêrelde eintlik by mekaar gekom. In die tyd wat Jesus geleef het, was daar die Griekse wêreld en daarom is die Nuwe Testament in Grieks geskryf, maar hulle was ook Jode, so daar was 'n Joodse wêreld. Hierdie 2 wêrelde het heelpad so half geoorvleuel. Nou in die Griekse wêreld van daai tyd was daar baie wysgeers geweest, né? Daar was Aristoteles en Plato en almal, en al hierdie wysgeers het ook disippels gehad. In die meeste gevalle moes jy betaal het om 'n disipel van een van hulle te wees. Jy het betaal om 'n leerling te word van een van hulle, en dan kon jy by hulle geleer het om te dink, in hulle skool te wees en om te dink soos wat hulle dink. Ons lees dat byvoorbeeld in Plato se akademie, moes jy naby sy skool gebly het, sodat jy heelpad daar betrokke kan wees en al die debatte en al die redenasies en alles kon luister. So 'n disipel was iemand wat betaal het om iemand te volg en om dan eintlik by hom te leer om soos hy te kan dink. Maar nou is dit baie belangrik dat hulle sê dat in daai wêreld het dit meer gegaan, dit het nie net gegaan oor akademiese kennis nie. Hulle sê dat dit het gegaan om die lewenskuns by hierdie persoon aan te leer. Dit was nie net 'n klomp akademiese inligting wat jy wil leer by Plato nie. Jy wil sy tegniek leer. Jy wil sy skills leer, want jy wil eintlik die dinge doen wat Plato gedoen het. Jy wil soos hy dink en soos hy wees. Nou hierdie hele term wat gebruik word, om iemand se disipel te wees, die Griekse woordjie het ons net gesê mathetes. En daai woordjie beteken ek word 'n leerling van iemand, ek word 'n student van iemand. Maar eintlik baie meer is dit. Dit beteken ek loop 'n ambag by iemand. Ek word 'n ambagsman, 'n appie van iemand wat ek volg. En dit was iets wat in daai tyd baie algemeen was. Die Hebreëse ouens het ook 'n woordjie gehad daarvoor, die Talmud. En dit was baie meer as net om kennis oor te dra. Ek wou nie gehad het my studente moet net weet wat ek weet nie. Ek wil eintlik hê hulle moet optree soos ek optree en doen soos wat ek doen. En daarom het hierdie woordjie het beteken dat as jy gepraat het van jy's 'n disipel van iemand, jy volg hom, en dan dit beteken jy hoor wat hy sê, jy leer wat hy doen, jy onderhou wat hy geleer het, né? En jy gaan doen dit en word dit ook. Dis wat dit beteken het as jy gesê het iemand is 'n disipel van iemand. En daarom sê Jesus in Matteus 28, hy sê gaan die hele wêreld en maak die mense my disippels, en kyk nou wat is die volgende sinnetjie, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Vriende, wat is 'n disipel? 'n Disipel is iemand wat alles onderhou wat Jesus ons beveel het en geleer het. Dis wat disipelskap is.
Ek lees vir julle hierdie definisie. Die disipel leer nie net wat die leermeester sê nie. Hy leef naby genoeg aan die leermeester om ook te sien hoe sy leermeester optree, oordeel, ander mense behandel, die Torah verstaan en sy hele lewe inrig. Hierdie wêreld help ons om Jesus se eenvoudige uitnodiging te verstaan as hy sê volg my. Hy sê eintlik vir die disippels kom loop saam met my, kom kyk wat ek doen en doen julle presies dieselfde. Nou op daai stadium was daar baie verskillende disippels gewees, né? Ons lees byvoorbeeld in Johannes 9 lees ons van die disippels van Moses, Johannes 9 vers 28. Lees ons dat die Fariseërs daar kom en hulle sê ons is disippels van Moses. Ons lees van die disippels van die Fariseërs, Markus 2 vers 18. Daar staan Johannes se disippels gehad en die Fariseërs se disippels gehad en hulle het na Jesus se disippels toe gekom. Dit was baie algemeen daai tyd. En dan kom Jesus se disippels en hy roep ons om soos hy te word, sy disipel te word. Wat vir my baie belangrik is dat in my lewe sover, en ek weet nie van julle nie, voel dit vir my dat mense my baie verwar het oor disipelskap. Dit het amper sulke vlakke geword, né? Is jy nou 'n gelowige of is jy darem 'n wedergebore gelowige? En volgende vlak is jy darem 'n volger van Jesus. Daarom word daar deesdae gepraat van Jesus followers. Of is jy 'n disipel van Jesus? Is amper sulke vlakke, hoor jy, ek het dan al gevorder. Is nou 'n disipel van Jesus. Nou net interessant dat in die Bybeltyd het dit nie so gewerk nie. As ons daai gedeelte lees in die Bybel, dan staan daar so byvoorbeeld in Handelinge 6, wat nou lank na dit kom, word daar van die mense wat in Jesus glo, die mense wat tot bekering gekom het, word daar van hulle gepraat as gelowiges. Dis die naam wat vir hulle gegee word. Hulle is gelowiges. In Handelinge 9 word hulle genoem volgelinge van Jesus. In Handelinge 14 staan daar baie mense het gelowig geword, om eintlik te sê hulle disippels van Jesus geword, het gelowig geword. Ons lees in Handelinge 11, daar staan die gelowiges is in hierdie dorp vir die eerste keer Christene genoem. So nou kry hulle weer 'n ander naam, hulle is nou Christene. Hoe verder ons die Bybel lees, hoe minder kry ons die woord disipel. Met ander woorde, ons kry dit in Matteus, kry ons dit baie in sy opdrag, ons kry dit in die evangelies, en dan hoe verder ons lees, hoe minder kry ons die woord disipel. Al hoe meer kry ons die woord broer en suster, Christen, gelowige, heilige, dis die woordjies. So hoor mooi as ons vandag sê, dat dit help nie, ons gaan in 'n oorlog hier in oor woorde nie. As ons praat oor disipelskap, dan praat ons nie van iets heeltemal anders nie. Ons sê nie dat ons moet nou van 'n gelowige vorder na 'n disipel toe nie. Eintlik is dit alles dieselfde. Eintlik moes daar 'n verskil gewees het nie. Elke gelowige behoort 'n disipel te wees. Elke Christen behoort 'n disipel te wees. En elke broer en suster in die kerk behoort 'n disipel te wees. So, dit gaan nie oor die woorde nie. Partykeer kan mense my so verwar om te sê, maar is jy 'n disipel? Dit gaan nie oor daai woordjies nie. Dit gaan oor wat die uiteinde is van daai proses. Wat is die uitkoms waarvan Paulus skryf? Paulus kom en hy vat al hierdie woorde. Hy skryf oor gelowige, hy skryf oor broer en suster, hy skryf oor heilige, al hierdie woordjies, maar hulle almal het dieselfde doelwit. En dis dieselfde doelwit as die doelwit van disipelskap. Kyk nou hierdie enetjie. Hy skryf hiersos en hy sê, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat Jesus baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Hy sê, maak nie saak of jy nou die woord gelowige of Christen of disipel of wat gebruik nie. God se doel met jou is dat jy al hoe meer soos sy seun moet lyk, gelykvormig aan die beeld van sy seun. Vriende, dis waarheen ons op pad is, dis God se droom vir ons. Dis wat hy wil hê ons moet bereik. 'n tweede voorbeeld, Galasiërs 4. My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Paulus sê, maak nie saak wat 'n woordjie jy gebruik nie, die belangrike ding is, Christus moet in jou gestalte kry. Ons moet al hoe meer soos Christus lyk. Ons elkeen moet eintlik 'n prentjie van hom raak. Hier's nog 'n teksvers. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Is dit nie mooi nie, né? Het gaan nie oor die woordjie oor die naam disipel of gelowige nie, maar ons almal of behoort die heerlikheid van die Here te weerspieël, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe.
Paulus skryf en hy sê dat soos wat ons saam met Jesus loop op hierdie pad, behoort daar iets uit ons te begin uitstraal van God self. Ons behoort meer en meer en meer soos hy te word. Ons behoort al hoe meer soos hy op te tree. Ons behoort al hoe meer in sy woorde te loop en te volg. 'n Laaste vers sê: Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Paulus sê die doel van hoekom ons hierdie pad saam met die Here loop is, ons wil geestelik volwasse word. Ons kan nie vir altyd klein kindertjies in die geloof bly nie. Ons kan nie altyd net ouens bly wat maar net by die begin dingetjies oor die geloof bly nie. Ons moet dieper gaan, ons moet ontwikkel, ons moet vorder saam met die Here. Vriende, en daarom as ons in hierdie kwartaal gaan gesels oor disippelskap, dan wil ons nie gesels oor 'n nuwe buzzword, naamlik disippelskap nie. Soos in oor julle is gelowiges, maar julle moet disippels wees. Ons kan met watter woord ook al werk. Dit gaan oor dieselfde. Dit gaan daaroor dat ons gelykvormig moet word aan die beeld van Jesus. Weet julle, God se droom vir my en vir jou en vir Onreserveer gemeente is nie net dat ons in getalle groei en dat daar meer mense oral kom nie. Sy groot droom is dat elke mens in hierdie gemeente meer en meer en meer soos Jesus moet lyk. En daarom is dit verskriklik belangrik dat ons in die volgende kwartaal gaan kyk, hoe lyk Jesus? Hoe moet ons dan lyk as ons soos Jesus lyk? Ons moet die heerlikheid van die Here weerspieël. Ons moet al hoe meer verander word om aan die beeld van sy seun gelyk te wees. Ons moet al hoe meer sy heerlikheid uitstraal. As mense by ons kom kuier in die gemeente, dan wil ons hê dit moet gesellig wees en dit moet lekker wees en hulle moet tuis voel en alles. Maar ons wil ook hê dat hulle moet sê daar's iets wat uitstraal uit daai gemeente uit daai mense uit. Daai ouens loop 'n pad saam met die Here en ons sien dit in hulle lewens. Geestelike volwassenheid. Die groot ou woord daarvoor waarmee ons groot geword het, is eintlik doodgewoon heiligmaking. Dit beteken die Engelse woord wat praat van justification en sanctification, is om regverdigmaking en heiligmaking. Baie keer is mense in 'n fase waar ons is net tevrede, ons is gered en ons gaan hemel toe, ek het geloofsekerheid. Vriende, die Here begeer soveel meer van ons. Hy wil nie net hê ons moet sekerheid hê en eendag hemel toe gaan nie, hy wil hê ons moet hier op die aarde al hoe meer soos hy lyk, al hoe meer soos hy leef, soos hy dink, soos hy optree. Dis wat sy droom vir ons is. Ek sluit af met hierdie laaste paar gedagtes. Wat doen Jesus daai dag op die berg? Hy het opgestaan uit die dood en sy disippels ontmoet hom by die berg. Hulle kyk oor hierdie hele wêreld van daai tyd uit, oor al die nasies en al die koninkryke van daai tyd. En hy staan hier so en hy deel eintlik sy visie met hulle en hy sê, ek het 'n visie vir julle 11 manne. Daar was 11, né? Een van die kommentare skryf dat Jesus begin met 'n stikkende span, een van die ouens is weg. Daar's 11 ouens daar. Ons vermoed daar was baie ander mense ook op die berg. Paulus skryf Jesus het verskyn aan 500 te gelyk en ons vermoed daar was klomp ander mense wat agter die disippels aangeloop het op die berg. Maar Jesus praat nou met hierdie 11 disippels. En hy deel sy visie met hulle en hy sê ek het in my gedagtes het ek 'n prentjie dat dit wat nou in 3 jaar met julle gebeur het, dat julle saam met my geloop het, dag en dag saam met my was, my leer ken het, my woord leer ken het, gesien het hoe ek optree, dat julle nou sal gaan en dat julle iets daarvan gaan deel met al die mense, sodat daai mense ook saam met my kan loop, sodat daai mense ook van my kan leer, sodat hulle ook soos ek kan begin optree, en hulle weer vir ander mense kan gaan wys hoe leef die Here. Jesus deel eintlik sy visie met die disippels. Hy sê eintlik vir hulle dat julle het geleer om in my woorde te bly, julle het geleer om in my liefde te bly, julle het geleer om die dinge te doen wat ek doen, julle het in hierdie 3 jaar het julle al 'n bietjie meer soos ek geword. Julle moet gaan en julle moet dit deel met ander mense, dat hulle dieselfde nou kan doen. Die groot vraag vir ons gemeente, vir myself, ek is 59, ek kom al 'n lang pad saam met die Here. Die groot vraag is nie hoe lank is die pad wat ek saam met die Here kom nie. Die groot vraag is op die einde, word ek meer en meer soos wat Jesus wil hê ek moet word? Is ek besig? Kan ek vandag terugkyk en sê, ek is nog nie daar nie, maar ek is nie meer waar ek was nie. Ek is nog nie daar nie, maar het iets gebeur met my
en ek kan sien dat God is besig met my. Daar's dinge wat ek eers gedoen het wat ek nie meer doen nie. Daar's dinge wat ek eers op 'n sekere manier gedink het wat ek nou geleer het, God dink anders daaroor. En vriende, dis die groot uitdaging is om te sê dat kan ek agterkom dat God is besig om my te verander. Want dis wat 'n disipel is, om letterlik 'n ambag by die Here te loop en by hom te gaan leer hoe om te lewe. Daar's baie mense wat hulle harte vir die Here gegee het. Baie mense dink dis die doelwit van geloof, ons moet net geloofsekerheid hê. Maar Jesus wil ons so baie meer leer. Hy wil ons leer om soos hy te wees en te leef en op te tree. Hy wil ons vakleerlinge maak van hom. Ek wil hierdie prentjie vir julle weer wys wat ek daar gewys het. Hy wil vir ons vakleerlinge maak van hom. Weet julle, ek kan swy. Wie van julle kan swys? Steek jy op manne, vrouens ook, steek op. Ek kan swys, maar weet julle hoekom kan ek swys? Want nie omdat ek 'n ambag geloop het of omdat ek iewers by 'n plek was wat ek het geleer het, ek het ook nooit 'n boek daaroor gelees nie. Omdat ek vandat ek so klein seentjie was, bygesit het waar my pa geswys het. En aanvanklik moes ek net die eisters help vashou terwyl hy swys. En ek onthou daai dag toe hy vir my gesê het, hoorie, probeer jy uit bietjie. En ons het daai welding rod, ek weet nie eens in Afrikaans nie, ons het dit ingesit en ek het daai ding bly vasbrand, maar ek het geleer swys. Want ek het vir jare by my pa gesit en gekyk hoe hy swys. En so het ek geleer. Hier's baie vrouens wat heerlik kan kos kook, wat kan koek bak, alles. Vriende, waar het dit geleer? In boeke? Het ons universiteit toe gegaan en gaan leer om lekker middagete te kook? Ons het groot geword in kombuise waar daar ma's was, wat ons net gesien het hoe doen hulle dit. En ons het by hulle eintlik geleer hierdie lewenskuns van te kook en lekker kos te maak en koeke te bak en alles. En so is daar baie dinge, noem dit naaldwerk, aan karrewerk, enige iets. Ons het eintlik 'n ambag geloop by ons ouers. Ons het by hulle geleer. Jesus gebruik hier dieselfde beeld en hy sê, kom loop dag vir dag saam met my, kom kyk hoe ek dit doen. Kom kyk hoe praat ek met 'n Samaritaanse vrou in Johannes 4. Kom kyk hoe praat ek met 'n vrou wat op oorspel betrap is in Johannes 8. Kom kyk hoe werk ek met 2 blindes by die hek van Jerigo. Kom kyk hoe werk ek met 'n man daar in Johannes 9, daar langs die bad van Bethesda wat al 38 jaar daar lê. En nou dat julle dit gesien het, hoe werk ek met sulke mense, gaan elkeen van julle, gaan doen julle nou dieselfde. Julle het nou die ambag by my geloop, gaan doen julle dit nou. En ek wil volgens sommer net elkeen weer uitnooi, om hierdie kwartaal saam met ons op reis te gaan en 'n ambag by die Here te loop. Dag vir dag te kyk wat hy doen. Volgende week gesels Anton met ons oor die tema om sommer net by die Here te wees. Want dis waar ons dit leer. Ek kan dit nie leer as ek nie by hom is nie. Mag ons in hierdie kwartaal ontdek wat 'n vreugde dit is om 'n ambag by die Here te loop. Ek sluit af. Dallas Willard sê, en Hans het vir ons baie gehelp ook met hierdie temas, dankie Hans. Dallas Willard sê, discipleship to Jesus is the single most important opportunity in my life. Die grootste ding wat jy kan doen in jou hele lewe, is om 'n disipel van Jesus Christus te wees en te word. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons kan leer uit u woord. Dankie dat ons vandag ook kan nadink oor wat dit beteken om 'n disipel te wees. Of ons dit vandag 'n disipel noem, of 'n gelowige, of 'n heilige, of 'n Christen. Ons bid dat u vir ons in hierdie kwartaal sal kom leer wat dit beteken om 'n pad saam met u te loop. Dat u vir ons sal kom leer wat dit beteken om by u te wees, om by u te leer, om te word soos wat u was. Here, en as ons so na onsself kyk, as ek na myself kyk, dan is daar soveel dinge wat nog moet verander. Daar's soveel heiligmaking wat nog moet plaasvind. En ek besef, Here, die pad is nog lank. Maar dankie dat u besig is met elkeen van ons. Dankie dat ons in 'n proses is. Dankie dat ons nou op hierdie oomblik net hier langsaan besig is om ons kinders te leer en van hulle disippels te maak. Dankie, Here, dat ons in ons Bybelskool en in alles wat ons doen, in ons eredienste, in ons groepe waar ons is, besig is om te leer om disippels van u te wees. Ons dankie daarvoor. Ons bid dat u vir ons help om in hierdie kwartaal regtig by u te kom sit en by u te leer.
in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit met daai mooi lied van Piet Smit wat dood eenvoudig sê ek wil meer en meer soos Jesus word. 'n Kinderliedjie, maar dit is so mooi. Ek word meer en meer en meer soos Jesus. Kom ons staan. Vriende, vir julle uitnooi vir die koffie en die tee en ook vir die boepensbroodjies. Ek gaan die seën uitspreek. Ons gaan nie die seënlied sing nie. Ons gaan daarna uitbeweeg en mag julle elkeen die genade ontvang om 'n ambagsman van die Here te wees. Kom ons bid vir sy seën. Here, ons bid dat as ons van hier af weggaan, dat die genade van ons Here Jesus Christus wat ons aan die kruis gesien het, die liefde van God ons Vader wat ons elke dag in ons lewe ervaar, en die troos en die leiding van die Heilige Gees wat ons ook vanoggend ervaar, by elkeen van ons sal wees en bly. Amen.